Jy luister na die Fairies and Folklore podcast deur Ronel. Ek is donker fantasieskrywer Ronel Janse van Vieren, met meer as 'n dekade van rondsniffel in stowwerige volkskindeboeke, om wesens van verbeelding wat my nuuskierigheid aangewakker het na te vors, is ek hier om die volkskunde in 'n neutedop te deel en hoe ek dit herverbeel het vir my skryfwerk in 'n oorsprong van die vee. Hierdie is die Fairies and Folklore podcast. Hi, ek is jou gasvrou Ronel Janse van Vieren. Noem my sommer net Ronel. In vandag se episode gaan ons voort met ons verkenning van die veeryk. Hierdie episode is geborg deur my boek Eens, Verhale, Mytes en Legendes van Fairy, beskikbaar in meeste formate. Leer meer oor hoe Fairy se geheime onthul word deur te gaan na ronelthemythmaker.com/my-books. Jy kan aan my tyd om die podcast te maak, navorsing, skryf, opnames en so meer, borg deur vir my 'n koppie koffie te koop. Dit kan 'n eenkeer ding wees, of jy kan dit weer in die toekoms doen. Ga na buymeacoffee.com/Ronel om my te ondersteun. Ons gaan voort met ons verkenning van die ryk van die vee. Vandag se onderwerp, nekromansie, volkskunde in 'n neutedop deur Ronel. Toorkuns wat die oproep of opwekking van die dooies behels, word nekromansie genoem. Soms word gebruik om na swart toorkuns of heksery te verwys, maar dit is 'n vorm van toorkuns op sy eie. Dit word soms doodstoorkuns genoem, aangesien dit met die dooies verband hou. Dit word gebruik om met die dooies te kommunikeer, om die toekoms te leer ken, verborge kennis te ontdek, die dooies lewend te maak, of om die dooies as 'n wapen te gebruik. Nekromansie was algemeen in die antieke wêreld. Selfs Odysseus het hulp van Circe gehad, om die skimme van die dooies op te wek om die nodige kennis te vind. Dit het eeue oorleef. Tydens die Renaissance is Leonardo da Vinci van nekromansie beskuldig, omdat hy lyke vir sy anatomiese studies gebruik het. Die paus het hom gedwing om sy navorsing op te gee. En in die moderne tyd word seanses gehou wanneer iemand iets van 'n dooie persoon wil weet. Of dit nou is om lyke te eet en om jouself te omring met goed wat die dooies voorstel, of om net met kersse rond te voeter. Om met die dooies te praat kan net lei tot waansin, wanhoop en dood. En nou vir my interpretasie van die vee, en 'n oorsprong van die vee, nekromansie. Donker toorkuns wat handel oor die opwekking van die dooies, 'n beroep op geeste om die bevel van die nekromant te doen, en rondom slegte onnatuurlike toorkuns. Ankou, koning van die dooies, is nie lief vir nekromante nie, hoewel hy hulle soms verdra, en selfs van tyd tot tyd toelaat om hul toorkuns te beoefen. Karnieul is 'n kragtige klip vir hulle om hul kragte vanuit te trek. Hulle gebruik ook sonsverduisterings en ander astrale gebeurtenisse om hul towerkrag te versterk. As 'n klein bonus, kom ons kyk na die vertaling van nekromant in Engels. Necromancer en nekromansie, necromancy. Ek hoop dat jy hierdie episode van die Fairies and Folklore podcast geniet het en dat jy iets nuuts oor die vee geleer het. Onthou dat jy 'n transkripsie van hierdie episode in die beskrywing kan kry. As jy nuut is by die podcast, hoekom jy na my webtuiste ronelthemythmaker.com gaan en 'n gratis kopie van Ongesiens, die tweede boek in die veeverhaalreeks kry nie? Toe 'n volkskunde, toorkrag en gevaar wag. Pas op!